'n mens hoor so dikwels, God is in beheer en hy weet presies wat hy vir jou beplan. Vertrou maar vir hom, maar ons wêreld is in chaos. Ons lewe met misdaad rondom ons, korrupsie wat vir ons onderkry, ongelukke wat ons sien, natuurrampe. En dan wonder ek partykeer, hoe in beheer is God werklik? En dan is dit sulke tye wat Psalm 8 vir my 'n bietjie vrede bring, hierdie lofpsalm wat vir my dan kom herinner aan die grootheid van God se skepping en die beheer wat hy nog oor die heelal het. Ek kyk graag in die aande op na die sterre. My oë soek veral eerste na die Suiderkruis en na die 3 konings en die 7 susters, soos wat my ma vir my die uitspansel leer ken het. Ek kyk na die maan en die ander verre sterre wat eintlik planete is, en dan voel 'n mens klein en nietig. En Dawid, wat die skrywer is van Psalm 8, en sommige wetenskaplikes voel dieselfde as hulle so opkyk na die lig. Het jy geweet, as die son net 10% nader aan die aarde geleë was, dan sou dit so warm hier geword het, dat ek en jy binne oomblikke tot kaiings sou verbrand het, binne 'n kort tydjie. En as die son weer net 10% verder weg was van die aarde, dan sou die hele aarde en alles wat lewe op die aarde binne oomblikke doodgevries het van die koue. As die aarde net 10% vinniger om sy eie as gedraai het, dan sou dit winde van tot 400 km/h vir ons veroorsaak het. Aan die ander kant, as die aarde weer net 10% stadiger gedraai het, dan sou die temperatuur bedags tot 80 grade Celsius kon gestyg het en in die nag weer tot minus 50 grade Celsius gedaal het. Ja, die son gee vir my en vir jou net genoeg, net die regte hoeveelheid energie, dat ons lewe kan voortbestaan op hierdie aarde. En die presiese rotasie van die maan ook nog daarbey verseker weer dat die maan die aarde stabiel op sy eie as kan draai. Dit bring vir ons op die regte tye die getye van die see. Dit laat vir ons die regte seisoene op die regte tye aanbreek. Dan kan ons mos saam met daai lied sing, hoe groot is U, hoe groot is my God. In vers 4 van daai Psalm vra Dawid, en wat dan van die mens? Wat is die mens dat U aan hom dink, en die mense kind dat U vir hom sorg, dat U na hom omsien? In vers 5 tot 6 skryf Dawid dat God die mens net 'n klein bietjie minder as 'n engele hemelse wese gemaak het. 'n Mens sien ook die presiesheid van God se skepping in die manier hoe hy vir my en vir jou as mens aan mekaar geweef het, soos Psalm 139 het so mooi stel. Dink maar aan ons bloedstelsel, dink maar aan die verspreiding van suurstof na elke orgaan van ons liggaam, sodat ons kan bly lewe. Dink aan die jare wat jou hart al klop, dink aan die funksies van jou brein. Psalm 8 herinner vir my daaraan dat God wat die sterre en die planete in die hemel geplaas het en alles in sy hand hou, ook vir my liggaam, my hartklop, my asemhaling, my suurstof, vir my in beheer hou, en dat elke tree wat ek elke dag na die onbekende moet gee, is daai selfde God tree vir tree saam met my. Psalm 71 vers 6, daar sê Dawid, reeds voor ek in die wêreld gekom het, het U my al beskerm. En ek kan persoonlik van hierdie waarheid getuig. Toe my ma my verwag het, het 'n dokter 'n verkeerde diagnose gemaak. Hy het gesê, sy is nie swanger nie, dis 'n gewas wat in haar sit, en die gewas sal onmiddellik verwyder moet word om haar lewe te red. Maar sy was onrustig oor daai diagnose, en sy gaan toe vir 'n tweede opinie, en hier is ek, in lewende lywe, en ek is ook nou al omtrent by aftree ouderdom. Ja, God het vir my reeds beskerm voordat ek in die wêreld gekom het, en hy het my beskerm teen die geelslange in die wêreld waar ek groot geword het, hy het my beskerm teen die inbrekers en die messtekers van daardie tyd. Skoon my.
Hy het my reg deur die destydse grensoorlog beskerm en hier is ek nou. Hoe kan ek dan anders as om te sê, die Skepper God van Psalm 8 beskerm my al my lewe lank en ek vertrou dat hy my ook sal bly beskerm, nou dat ek nie meer so jonk is nie. Maar besef jy dat dieselfde Skepper God ook vir jou van voor jou geboorte af beskerm het, anders was jy dood eenvoudig nie nou hier nie, om na hierdie boodskap te luister of te kyk nie. Jy weet mos, hoe maklik gesonde swangerskappe kan skeefloop. Jy weet hoe maklik swanger vroue kan seer kry en ongelukke kan kom. Jy weet hoe maklik dit vandag is om swangerskappe te laat beëindig as die moeders nie kans sien vir 'n kind of nog 'n kind in hierdie wêreld nie. En hier is jy nou, jy het dit gemaak, jy lewe, jy het die swangerskap oorleef, jy het die lewe oorleef tot nou toe. Kyk, ons het nie antwoorde op die groot waarom vrae van die lewe nie. Ons het nie antwoorde vir moeders wat vra, hoekom het hulle kinders voor geboorte gesterf en hoekom het hulle die kinders toe reeds verloor nie. Of hoekom ons kinders nooit groot geword het nie. Hoekom hulle as volwassenes voor ons gesterf het nie. Ek gaan nie eens waag om antwoorde op daardie vraag te gee nie, want ek het dit nie. Maar ek kan wel waag om te sê, God sal wel eendag vir ons antwoorde kom gee. Dit beloof Paulus ook vir ons in 1 Korintiërs 13, waar hy sê, vandag kyk ek nog na die lewe, soos in 'n raaiselagtige beeld in 'n dowwe spieël, maar nou ken ek net ten dele, ek sien net stukkies en ek verstaan dinge in elk geval nog dikwels verkeerd en andersom ook, maar eendag sal ek ten volle kan verstaan. Eendag by God in die hemel sal hy vir my al hierdie waarhede oopsluit. Ek kan ook waag om te sê dat God weet selfs hoeveel hare ek op my kop het, en dat hy nie sal toelaat dat een van hulle sal val sonder sy medewete nie. Ons weet ook volgens die Bybel en uit ons eie ondervinding, dat niks ons uit sy hande sal kan ruk nie voor geboorte of na geboorte nie. Maar ons weet dat die feit dat ons nou lewe en na hierdie boodskap kan luister, beteken net een ding, dis 'n besliste teken dat die Skepper God van Psalm 8, wat al die hemelliggame in perfekte beplanning geplaas het daarbo en nou nog met sy hand so onderhou, dat hy ook vir my op aarde geplaas het en met my 'n spesifieke doel het op aarde, behalwe van sy opdrag, dat ek as mens na sy skepping moet omsien hier op aarde. Hy sal my ook einduit beskerm, elke tree van my lewe wat ek op my wentelbaan in hierdie lewe moet gee. Die God wat jou van voorgeboorte beskerm het, wat daar was toe jy gebore is, wat elke tree saam met jou deur die lewe gegee het tot hier en jou aan die lewe gehou het, hy sal ook elke laaste treetjie saam met jou gee op aarde, al moet jy daai tree met 'n kierie gee, of in 'n loopring, of dalk in 'n siekbed. God sal saam met jou elke tree van die lewe einduit gee. Want ons weet ook geen lewe, geen dood, geen magte, geen sterre, geen hemelliggame wat op die aarde kan neerval, kan my uit sy hande uitruk nie. Dit sê Romeine 8 vers 38 mos. En daarom kom bid ek dan vandag dat jy veilig sal voel elke tree wat jy van hier af in jou lewe in die onbekende vorentoe moet gee.